En ek dank die Here vir my Bybel. Ek het 'n splinter nuwe ene. Hierdie is nommer 2, die nuwe een is nommer 3. So miskien gaan ek kyk of miskien moet ek hom nou in hierdie 6 maande gebruik. Die nuwe een. Dan kyk ons waar kom ons uit. Amen. Maar as jy gereed is, gaan ons sê, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en in waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ek skat is 49 of miskien 50 jaar, ek het nie mooi my somme gaan maak nie, dat ek in Pretoria by die Universiteit van Pretoria aanmeld as 'n eerstejaars student en dat ek in my gedagtes teologie het en dat ek iewers wil studeer om myself meer bekwaam te maak vir die roeping wat in my hart is. En die vakkeuses wat vir my voorgehou word, sluit toe nou boonbehalwe die oorspronklike tale of Bybelkunde en ander teologies verwante vakkeuses, is die vakkeuse wysbegeerte. En ek ingeskryf en ek gaan na die eerste klas toe. En ek moet sê, ek kan die dosent nie regtig verstaan nie, want hy sê snaakse dinge. Want hy's 'n wysgeer. Hy het sy lewe gegee om te sê, ek wil verstaan. Ek wil my woorde verstaan. As ek woorde sê, wil ek dit so sê, dat dit wys sal wees. Nou in my jeugdigheid, in my jonkheid, het ek 'n tweede klas bygewoon en weer my kop geskit toe ek uitgestap het. Maar ek wil herroep, het was by die 3de of die 4de klas, reg aan die begin van die akademiese jaar, wat ek daar instap en die dosent, en ek neem aan, hy het baie titels en geleerdheid gehad, begin die klas met hierdie woorde: bome is mense en mense is bome. Nou, ek wil dit nou nie in goeie Afrikaans probeer sê nie, maar ek het so haastig as wat ek kan vir die laaste keer uit daardie klas uitgestap. Want dit was vir my die mees onsinnigste ding om te sê. Want in my prakties op die grond wees. Mens wees wat redelik sterk nog vasgemaak was aan 'n vlees en 'n vleesmens, kon nie regtig probeer deurdring na die geeskant van jou menswees nie. En jy kon nie regtig toelaat dat die gees direk ook met jou praat nie. En nou moet ek baie ryklik erken, 49 of 50 jaar gelede, lees ek in hierdie week my Bybel, en ek is besig om met u te praat uit die Genesis verhale, en ons is besig om in die tuin van Eden te wees, en ons weet ook baie duidelik, dat in die middel van die tuin was daar 'n boom gewees. Maar daar was 2 bome gewees. En terwyl Adam sy rol moet vervul as deel van die skepingsverhaal en Eva in die prentjie kom en julle weet almal wat by die boom gebeur het en is daar 'n paar goed wat gebeur en nou wil ek jou vanoggend aan die hand vat om gou eers vir jou te probeer dat jy vanoggend heeltyd sal snap wat ek vir jou wil sê. En dit is dat dit lyk nogal vir my asof bome, jy weet, in 'n plantasie net voluit groei. Ek weet nie of hulle mekaar beskinder nie.
Weet en of hulle af en toe vir mekaar sê, vat 'n bietjie jou takke uit my oë uit. En wat soek jy hier? Hoekom is jy in hierdie plantasie? Maar al wat in daai boom se, noem mense dit jou, sy gene of sy genetika is, weet, is om te soek na die son. Hy groei net al hoe hoër en hy trek uit die aarde al die water wat hy kan uitkry. Terwyl ek in die week het lees toe, weet ek nou nie of ek moet 'n skulderkenning maak nie, en of ek 'n verskoning moet maak nie, maar ek sou graag vir daardie dosent wou sê, weet jy, dit het nou 50 jaar gevat vir my, om te kan sê, bome is mense, en mense is bome. Maar as ek dit sê, en as ons dit in die Genesis verhaal wil lees, dan sal ons verstaan dat dit is eintlik gekoppel aan die woordjie sonde. En daarom wil ek vanoggend jou bewus maak van miskien 'n hoekpunt op sonde wat jy nog nie regtig raak gevat het in jou lewe nie. Ek is oortuig, want selfs ek moes sê, Here, ek dink nie, ek het besef hoeveel keer is ek sondig en verkeerd. Here, want ek het nie die boom verstaan nie. Ek het nie verstaan wat gebeur daar nie. Maar ek dink, ek verstaan iets nou heel wat beter. En daarom as ek vir jou gaan sê dat die verwagting van die kerk is, sê asseblief amen as ek dit sê, is dat sondaars tot bekering sal kom. Laat sondaars hulle sal bekeer. Laat ons sal sien hoe dat mense wat in sonde vasgevang is, losgemaak word van sonde. Wie begeer nog 'n nuwe sondaar in die bank volgende week? Wie wil hê dat nog 'n sondaar by Jesus moet uitkom? Dis ons wese, dis ons bestaansreg, dis waarom ons hier funksioneer wat ons doen. En ek wil hê jy moet weet, dat daar 'n interessantheid is, dat Eden eintlik dan nou 'n wet gehad het, wat voor die wet gekom het. Wat bedoel ek daarby? Wat sê ek vir jou daardeur? Jy weet, ek gaan nou vir jou die teksverse ook wys, dat God sê vir Adam en Eva, van al die bome van die tuin kan julle eet, maar die van die boom wat in die middel van die tuin staan, daarvan mag julle nie eet nie. En ons weet mos, hulle het toe geëet. Hulle was toe teen God. Maar ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, dat as jy met sonde te maak het, het jy 'n keuse, en jy het 'n wil, wat kan sê nee. Ek sal nie. Jy het 'n keuse en jy het 'n wil. Ek wil hê jy moet weet dat dit is nie net 'n keuse van of ek dit wil doen of nie wil doen nie, is eintlik 'n keuse tussen lewe en dood. Met ander woorde, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe. En jy maak eintlik 'n keuse tussen lewe en dood. Ek praat oor sonde. Sê vir een langs jou sonde. Nie sonde met die bure nie, maar sonde dat ek teen God draai, dat ek nie verstaan dat Jesus is die weg en die waarheid en die lewe nie. En daarom behoort ons mense te wees wat veel vrug dra. Dan wil ek jou 'n interessante of 'n belangrike vraag vra eerder. Is, hoe het Eva geweet? Wat was die verskil gewees tussen die boom van die lewe in die middel van die tuin, daar was 2, en die boom van kennis goed en kwaad? En hoekom kies Eva die boom van kennis goed en kwaad? Hoekom kies sy nie die boom van die lewe nie? Het sy die vrugte herken? Kon sy sê die blare is 'n bietjie donkerder groen as die ander een?
kon sy gesê het, dat hierdie een boom lyk so bietjie anderster as die ander boom. Ek is van mening dat dit 'n geesaksie gevra het om te kan onderskei watter een van daardie twee bome is 'n boom. Want kan ek vir jou sê, dis baie duidelik dat die Bybel nie met my wil praat oor 'n suurlemoenboom of 'n appelboom of 'n perskeboom nie. Hy wil met ons praat oor iets meer. Hy wil jy moet iets verstaan van die boom van die lewe en jy moet verstaan van die boom van kennis goed en kwaad. En dis in hierdie verstaan dat ek wil hê jy moet weet dat as jy met jou gees na God toe gaan, dan doen jy juis wat die Bybel sê. Hy sê daar kom 'n uur en daar's 'n tyd en dit is nou wanneer die ware gelowiges God sal aanbid in gees en in waarheid. En ek hoop jy kies om 'n ware gelowige te wees. Ek hoop jy kies iemand of om te sê ek wil daar wees. Kan ek jou net vir 'n sekonde terugvat na laasweek toe. U sal onthou die rivier wat moes uitgevloei het en daardie water wat die hele aarde sou bedek en die hele aarde sou vrugbaar maak, het na die sondeval veroorsaak dat daar dorings en dussels was. Want die water het nie by die dorings en die dussels uitgekom om dit plante te maak en vrugte te gee nie. Hoop jy verstaan hoe kosbaar is God se skepingsverhaal. Hoe besonders is hierdie Bybel wat jy in jou hand vashou. Om vir my en vir jou daardie storie te kan vertel, en dis ons klempunt gewees van laasweek. Ons het gesê, ons is gemaak om beter te maak. Sê amen. Jy's gemaak om beter te maak. En in daardie beter maak proses en daardie beter maak begin, het ons daardie vertrekpunt, as ek dit vanoggend in jou hart wakker maak, in Genesis 2 vers 16, hy sê, en die Here het aan die mens bevel gegee, hoor jy die wet voor die wet, hoor jy, hy het 'n bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So hier is 'n wet, 'n goddelike wet. Hier is 'n reëling, 'n regulasie, 'n ooreenkoms, of eintlik nie eers 'n ooreenkoms nie, is sommer net 'n bevel, wat sê, dit mag jy nie doen nie. Jy doen dit nie. Punt, klaar. En as jy dit doen, is daar gevolge. Ons almal weet, dat sonde dra gevolge, wie wil sê eina? Ons almal verstaan, dat daardie plek en Eden, wat beteken plesier of genot, word toe sonde, ongehoorsaamheid, nie gedoen wat God wil hê nie. En ek het begin bid en ek vir die Here gevra om vir ons te help om te verstaan dat hoe is dit moontlik dat 'n mens teen God kan draai? Hoe kan 'n mens wegbeweeg en teen God wees? Hoe kan jy nie saam met God wees nie? En daarvoor het ek hierdie gedeelte uit die woord van die Here in die Nuwe Testament gekies, dat jy in Matteus 12 vers 30 en verder dit saam met my sal verstaan. Kom ons lees dit, as ons dit as 'n skriflesing lees. Hy sê, hy wat nie met my is nie, is teen my. So eenvoudig soos dit. Dit mos net so. As jy nie saam met iemand is nie, as jy eintlik maar teen daai persoon. Jy is miskien nie aktief besig om die persoon te verhinder of te stop nie, maar hier kom Jesus en hy sê, hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Is die beginsel duidelik genoeg? Moet ek iets meer daaroor probeer sê? Jy's met God, jy's saam met God of jy is nie. Jy beweeg in die regte rigting. En ek wil vir u sê, toe die Here vir my 2026 se visie uitwys, toe weet ek, Here, daar gaan mense wees wat gaan saam bid en daar gaan mense wees wat teen gaan bid. Ek hoop nie hulle bid teen nie. Maar ek dink as hulle sou waag om teen te bid, gaan hulle agterkom jy bid teen God. Jou lewe moet so wees.
jou oortuiging, jou roeping, jou saak met die Here moet so vas staan, dat as hulle iets teen jou sê die Bybel, dan sê hulle dit eintlik teen God. Het jy daai teksvers al gelees? Het jy al verstaan, dat ons moet so lewe, dat ons nie teen God is nie? Is ons dan iewers teen God? Ek dink as ek vanoggend vir jou vra, gaan jy vir my sê, nee pastoor, ek probeer alles in my vermoë om net saam met die Here te wees. Kom ons kyk, hoe goed kry ons dit reg. Luister na vers 31. Hy sê, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word. Maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie. Hierdie is 'n belangrike kritiese teksvers vir elke gelowige op sy lewenspad, is sy pad van geloof, né? En ons bid dit ook, ons sê, Here, beskerm my, dat ek net nie sal laster teen die Heilige Gees nie, want daar's nie vergifnis nie, dis die finaliteit. Het jy al daaraan gedink, dis een boom en een waarskuwing, en daar's hulle uit die tuin uit. Daar was nie 'n tweede kans nie. Daar was nie, ag Adam, ja, ek het gedink, julle mense, jy weet nie, en ek het gedink, Eva, jy weet, julle gaan dit nou nie, nee, daar was nie een kans nie, daar was net een kans. Was reg of verkeerd, was doen of doen dit nie, en as jy doen, gaan dit op jou uitloop. Hy sê, en elkeen wat die woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie, en ook nie in die komende nie. Hoor nou wat sê vers 33, want dit gaan oor sonde en lastering, nê. Hy sê, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Nou goed, tot ons kinderkerkkinders verstaan vanoggend mos, dat dit gaan nou nie oor 'n appelboom nie, is ek reg, nê? En is ook nie 'n perskeboom nie. Kan ek gou vir julle sê, hoekom bome mense is en mense is bome, nê? La Rochelle, kan ek maar met jou 'n bietjie speel, kom, gestaan gooi. OK, hierso is een van ons opgroeiende bome. Maar hierdie boom, ek weet nie wat se wortels het die boom nie, maar hierdie boom kan tol en spring en in die lug inkom, nê. Jy weet, hierdie boom kry snaakse, hulle noem dit gimnastiekgoeders reg, nê. Maar sy's 'n boom. Maar wat is interessant van 'n boom? 'n Boom het nog nooit geskuif nie. So La Rochelle, jy is nie 'n boom nie, jy's 'n mens, nê. Jy's een wat nog kan jou voete beweeg, nê. Goed, so dis iets anderster wat in haar hart moet wortel skiet. Wortel skiet in die waarheid van wie God is. Wat God se plan oor jou lewe is. En ek weet, as ek ooit wil koekbakker soek, dan weet ek waar kry ek my koek. Amen. My 2 kleinkinders moet my nog oortuig, dankie, jy kan weer sit, nê. Verstaan jy? Ons praat nie hier, as ons hierdie versie lees, dan verstaan ons onmiddellik, ons praat van mense. Ons sê, jy of jy mens goed maak, of jy moet hom sleg maak. Nou ek dink nie, ons probeer om die mens sleg te maak, wie miskien so oortuiging. Ek dink as daai ou babietjie in jou arms is, dan droom jy al hierdie wonderlike drome, van hoe wonderlik gaan hierdie babietjie wees, nê? En ek het dit so in die week belewe, toe 'n ma vir haar kind sê, wie ek onthou, toe jou klein babietjie was, en die pastoor ook daar naby was, en hoe, ek wil hê jy moet weet, jy droom goed. Jy droom goed. En ek wil nie te stadig beweeg nie, maar het is vir my belangrik dat jy die verskil tussen sonde en lastering sal verstaan, is dat sonde is 'n meer algemene begrip as wat lastering. Lastering wil spesifiek raak. Met ander woorde, ek sê so iets soos, iemand is 'n dief, of ek sê mense is diewe. En dan sit
sondig en verkeerd. Jy sal sê, nee pastoor, as hulle diewe is hulle diewe. Hou net so oomblik vas, nee. Maar as jy begin om te sê, Johnny is 'n dief, ek het hom op my eie naam gekies, nee. Dan is jy besig met laster. Daar's 'n spesifieke, daar's 'n op die punt af. Hoe het Eva geweet, hoe lyk die verskil tussen die boom van die lewe en die boom van kennis en kwaad? Net in haar gees. Met ander woorde, as ek jou kan help om dit nou beter te verstaan, dan sal ons verstaan dat as hierdie twee bome in die middel van die tuin is, het die een boom 'n spesifieke opdrag op hom. God sê dit baie duidelik, en van die boom van die kennis van goed en kwaad, die mag julle nie eet nie. As julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. En toe eet hulle. En wat is God se woorde net daarna? Hy sê, en nou as hulle maar net nie van die boom van die lewe eet en ewige lewe nie. Ek wil hê jy moet jou gou indink, dat as daardie ewige lewe 'n voortsetting is vir die volgende duisende jare van wie jy vandag is, wil jy graag dit wees. Wil jy met jou pyn en jou seer en jou stikkend en jou verloor en met jou skuld wees en alles vir die res van jou bestaan maar net aangaan? Is daar enige iemand wat kies vir dit? So dankie dat jy nie gekies het om vir ewig in hierdie liggaam op te eindig nie. Maar dat jy gekies het vir Jesus. Dat jy gekies het vir lewe, die weg en die waarheid en die lewe, en sy naam is Jesus, en dit beteken, jy het jou koers, jy het jou lewe op 'n ander koers gesit, en jy het begin om te sê, ek wil 'n boom wees wat geplant is by die waterstrome, ek wil wees soos daardie plantasiebome, en ek wil vandag vir jou sê, 'n gemeente het plantasiebome nodig. Hierdie bome wat so koers en rigting kry in 'n gemeente, ek wil vir jou sê, hulle krap die hele oes de mekaar, hulle krap die hele houtbedryf de mekaar, hulle maak dat dit baie keer onmoontlik is om vir God iets te doen, want jy's heeltyd besig om te keer, want 'n boom het alweer weggeloop. Of 'n boom het gesê, genoeg is genoeg, ek groei nie verder nie. En is in hierdie bome en in sonde en die erkenning van sonde, dat ek jou gaan help om te verstaan, dat as daar 'n wet is wat ons oortree, 'n Edenwet, is dit miskien hierdie ene. En ek het laasweek vir jou die teksvers gegee, wat sê, hoe kan jy dit wat goed is, wat God goed noem, sleg noem? God kom elke dag by die skepping. Dan eindig hy dit, en dit was goed. En dan kyk hy so oor wat hy gedoen het, en dan kom hy by die mense en by die diere, en dan sê, en dit was baie goed gewees. So God het 'n goddelike wet, van dat alles wat begin goed. Kan ek dit weer sê? Alles het 'n goeie begin. En vir 'n rede word dit sleg of sleg gemaak. Vir 'n rede kom ons op 'n plek waar ons nie altyd verstaan dat toe Jesus in die wêreld gekom het tot 'n oordeel van hierdie wêreld, dan sê hy, sodat die wat nie sien nie mag sien en die wat sien blind mag word. Nou, hierdie teksvers is vir my so kosbaar, want nommer 1, en jy gaan dit as die einde van hierdie boodskap in jou hart kan bære en huis toe gaan en besluit, dat alles wat God begin het, is goed. En Here, as ek begin kwaad sien, maak my blind. Nou is daar nie een amen nie. Ek gaan weer probeer. Ek sê, Here, as ek begin om kwaad en verkeerd te sien, maak my blind. Want U het dit goed gemaak.
U het dit wonderlik gemaak. U het dit besonders gemaak. Here, hierdie jou klein dogtertjie, hierdie jou seentjie, hy het 'n potensiaal, hy het 'n toekoms. En Here, dis wat ek droom, dis wat ek sien, dis wat dit sal wees. En alles wat my anderster wil oortuig van dit, sal maak my blind dat ek dit nie eers kan sien nie. Ek hoop jy kan snap. As jy verstaan dat uiteindelik word ons nie genees van ons blind, of ons word nie genees, of ons word nie blind gemaak nie. Ons is so wys in ons eie oë, dat ons eintlik onsself in 'n oordeel plaas, want ons dink ons weet beter. I know. Ons dink ons weet alles. Ons dink ons ervaring en ons kennis en ons studeer en ons alles. En ons daai parmantige jong student wat by die wysbegeerte klas uitstap en sê, sulke nonsens luister ek nie verder nie. Bome is mense, mense is bome. En 50 jaar later wil ek vir jou sê, bome is mense en mense is bome. Ek hoop jy kan saam met my daardie keuse maak om te sê dat ja, ons meet en pas mekaar. Ons het opinies en begrippe van mekaar. Ons behoort mekaar te waarsku as iets verkeerd en skeef loop. Maar ek dink die enigste waarskuwing wat jy in 'n plantasie gaan kry, is as die wind deur daardie plantasie probeer waai, dan gaan jy agterkom dat die bome op die kant of die hoogste bome, soos wat ons spreekwoord sê, gaan die meeste wind vat. En al wat dit gaan sê is die wind waai, staan sterk. As iemand siek word in die gemeente, as iemand deur 'n moeilike tyd gaan, is dit soos 'n wind wat wil waai en sê, pas op, daar's 'n wrede mensemoordenaar. Sy naam is Lucifer, Satan, en hy soek wie hy kan verslind en verskeer. En pas op dat jy nie in dieselfde ding beland nie. Hoor jy wat ek vir jou wil sê? Kan jy saam met my daardie tree gee om te sê ons is een liggaam en ons is lede van mekaar en ons is ingeënt in die ware wynstok. As jy Johannes 15 vers 15 lees, dan gaan jy agterkom dat dit is hierdie tuin van Eden sonde wat aangespreek word. Die Griekse woordjie vir sonde is amartia. En as jy gaan kyk na daardie begrip daarvan, dan is dit om te sê, jy het sleg geskied, jy het misgeskied. Jy het miskien goed probeer, maar jy het misgeskied. En weet julle wat doen ons almal? Ons gaan staan almal en ons sê, jy het misgeskied, jy het misgeskied. Jy het fout gemaak, jy het so gemaak. Ek hou nie van dit wat jy gedoen het nie. En voor ons weet, is ons in die tuin van Eden. En ons sê wat God gesê het goed is. Sê ons is sleg. Mag ek en jy as 'n gelowige gedurig deur reggehel word. As iemand vir jou sê, moenie so praat nie, sê, baie dankie. Dankie dat jy dit gesê het, want God het net goed gemaak. My broer, as jy na jou vrou kyk, sien goed. My suster, as jy na jou man kyk, sien goed. As jy jou kinders, as jy kyk vir oumas, daai oumas is moeilikheid, maar kan ek vir jou sê, die Here het hulle wonderlik gemaak. Jy sal jou lewe nie weer so ouma kry nie, hoor wat ek jou sê. En jy sal jou lewe nie weer kan nie, want hoekom? Jou pa en jou ma is daar die bron van God, en dit is daarom dat ons nie moet oordeel nie, en laat ons nooit geoordeel sal word nie, en laat ons moet verstaan, julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie, maar wat doen jy? Jy spreek vry. Jy sê skepping van God, bron van God, heerlikheid van God.
God se krag, God se glorie, God se almag. En daarom wil ek hê jy moet weet dat my en jou einde word uiteindelik bepaal deur daardie lewenskeuse wat ons maak, daardie nee sê vir sonde, daardie oortreding waarna ons wil, daardie teen God werk. Want hoor gou, as jy nie saam met hom is nie, is jy teen hom. As jy nie saam met hom bymekaar maak nie, is jy nie besig om bymekaar te maak nie. Jy's besig om te verstrooi. In 'n kerk, in 'n gemeente soos hierdie, behoort dit ons doel en ons strewe te wees. Want hoekom is vir my so mooi, toe hulle daardie boom van kennis goed en kwaad eet, en hulle oë gaan oop, en hulle sien dat hulle naak is. Is dit wat ek en jy nodig het? Om baie keer te verstaan, wat sien God, terwyl ek sien? Waarna kyk God, terwyl ek kyk? Terwyl ek dink, jy, En ek is eintlik in my hoogmoed of my meerwaardigheid, mis ek dit. En daarom wil ek hê, jy moet weet, dat die kleinste, geringste ledemaat, of dit nou die pinkie of die klein toentjie is ek nie seker nie. Maar daardie stukkie, wat ons dink, dit kan nie, is vir God belangrik. Ek wil hê jy moet weet, oud en jonk is nie die faktor nie. Dis God. God het goed gemaak. God het besonders gemaak. En daarom as jy daardie goeie God se goeie saak goed maak, sal jy agterkom, jy het vir die lewe gekies en nie teen die lewe nie. Kan ek probeer afsluit? Dankie Sissa. Kan ek probeer afsluit om vir jou te sê, as ek Eden en Openbaring se 2 bome bymekaar sit, dan sien ek die boom in die middel van Eden, hè. Daardie boom wat hy sê, wat God sê, van al die bome mag julle vry eet. Dan wil ek hê jy moet weet dat God plaas nie beperking op jou toekoms nie. Kan ek dit weer sê? Ek soek nog 'n amen. Sê God plaas nie 'n beperking op jou toekoms nie. Hy het jou so sterk gemaak, dat al speel jy vir die 700.000ste keer die klavier, gaan jy hom vir daardie 700.000ste en 1 keer nog 'n keer beter speel. En is net mense wat gaan sê, ag, is net soos laasweek. Hallo? Maar sy sê, Sondag vir Sondag, en ek moet julle komplimenteer vir oggend. Hulle dink ek lei die sangdiens, is nie waar nie. Dis die musiek, dis julle, dis die Heilige Gees wat sê hier is ek. Dis God se teenwoordigheid. En dan sal mense wat so sê, maar dis nie wat ek van hou nie. Dis nie wat ek dink dit moet wees nie. Kan ek jou help om te verstaan? Jy word 'n boom wat teen die wind en die reën en die son en die koud en die storms hou aan groei en groei, en jy raak net sterker en sterker. En jy kom in Openbaring 22 vers 11, as hy sê in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. Mag ek moedswillig wees in 'n hakie se 10de? Nee, los maar eers. Het elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Halleluja. Wat is die kerk? Die kerk is Dr. Jesus in aksie. Wat is die kerk? Deur sy hande het daar genesing gekom. As die apostels hande op mense gelê het, het hulle gesond geword. Want hoekom? Dit was 'n boom wat by die water geplant is. En ek wil jou vanoggend aan die hand vat, en ek wil vir jou sê, as sonde ons blind maak, en as jy begin dink, jy's ryk en verryk en jy het aan niks tekort nie, dis sonde wat jou in 'n hoek wil vasdruk, en hy wil jou verhinder om te verstaan, dat jy aan die kern naak en beklaanswaardig is. Jy kan alles in die lewe bereik. Jy kan soos die ryk jong man sê, ek gaan my skure afbreek en oorbou en groter maak, want ek is 'n ryk man. Ek het alles reg gekry.
Julle sal onthou, hy het bedroef weggegaan. Toe Jesus vir hom sê, gaan verkoop alles wat jy het, en kom hier en volg my. Want hoekom? Hy kon hom nie inding nie, hy was blind. Hy was blind gewees, vir wie en wat hy kon wees. Is net God se gees wat jou in hierdie oomblik kan help om te verstaan hoe blind ons baie keer is. Hoe nodig ons genesing het. Hoe ek weer na myself in die spieël kyk. En ek moes dit nou doen. En ek het dit met groot vrymoedigheid uiteindelik kon doen. Toe ek Vrydagoggend vir die Here sê, nou goed Here, nog 6 maande. Watch my. Hou my dop. Want die Here, dis nie ek nie. Dis U wat my gemaak het. Jy sien, jy moet nie net God se goed in ander mense sien nie. Begin dit om in jou eie lewe te sien. Begin dit om te sien waar jy kan weet. En daarom is dit vir my mooi en daarmee kan ek jou help om huis toe te gaan. Luister gou, hulle bring 'n blinde na Jesus toe. En Jesus bid vir hom, dat hy moet kan sien. En Jesus vra vir hom, wat sien jy? Wys begeerte, help my asseblief. Teologie, help my asseblief. As jy blind is, het ek 'n idee, weet jy nie hoe 'n mens lyk nie, jy weet ook nie hoe 'n boom lyk nie. Amen. As jy blind is jy blind. En nou bid Jesus, maar dis een van Jesus se halwe gebede, nê? As jy so blind kan wees. Ek dink Jesus het halfkrag gebid, vir 'n rede. Het hy net halfkrag, hy het net die helfte van die genesing laat vloei. En hy vra, wat sien jy? En hy sê, ek sien mense. Nou goed, toegegee. Blind, 'n mens. Maar nou skielik daar ver. Is dit ook 'n mens? Is dit hoe ek lyk? Is dit hoe mense lyk? Maar die stukkie wat ek glad nie kan lekker in my hart wakker maak nie, is dan sê hy, en ek sien mense, want ek sien hulle soos bome rondloop. Nee, broer blind, jy het nie 'n klou wat 'n boom kan wees nie, behalwe as Eva in die gees kon ervaar, hierdie een en daardie een. Ek moet dit doen, of ek moet nie dit doen nie. Ek moet hier wees, of ek moet nie hier wees nie. Ek praat so, en ek praat nie so nie. Ek hoor, en ek hoor so. En ek begryp wie God is. En God is goed. God is baie goed. As Jesus die tweede keer bid, dan vra hy, wat sien jy nou? Hy sê, ek sien hulle duidelik. Dis mense. Ek sien hulle duidelik. Ek wil vir ons ma's en ons pa's sê, en ek wil vir elkeen van julle sê, maak nie saak hoe oud jou kind is nie, gee hom die geskenk van jou geloof. Gee hom die geskenk van jou oortuiging, dat God het hom goed groot gemaak. Of God het hom goed gemaak, en ek het hom groot gemaak. So Here, vergewe my,
waar ek miskien misgevat het, waar ek gedink het, dit is nie 'n denneboom nie, is nie 'n appelboom nie, is nie 'n perskeboom nie, maar hierdie kind van my is 'n doringboom, jy weet. Nee, doringbome is ook volmaak, halleluja, prys God. Die boom wat jy raak sien, is die boom wat jy verklaar, dat dit 'n skepping van God is, dat dit 'n heerlikheid van die Here is, en ek het geworstel met die Here, en ek gesê, Here, gaan ons die uitspruitlote jaar afsluit, sonder dat ons dit sien. 7 Desember, dan gaan jy dit sien. Dan gaan jy sien hoe dat God se uitspruitlote sê, pastoor, kan ek nie hierdie naweek gedoop word nie. Dan sê ek, man, gee my net nog 'n week. Ek wil net aankondig. Ek wil net hê dat die gemeente moet weet, daar kom iets, daar's 'n boom wat geplant is, en ek sien daai boom, en ek sien God se heerlikheid. Kan jy jou kind terugbring uit die wêreld uit? Kan jy jou kinders gaan haal waar ook al hulle is? Miskien was hulle in die saagmele van die lewe, en dit voel vir jou, hulle is afgesaag. Ek wil vir jou sê, hulle kan 'n eer van God wees, en hulle kan God se naam groot maak. Wees opgewonde oor ons kinders, en wie sê, die Here is God, halleluja. Daarom gaan ek jou nooi om saam met my te staan, en dan begin jy om te sê, Here, help my, dat ek duidelik sal sien. Begin weer sien wie jy is, en wie jou broer en jou suster is. Begin weer sien wat die een laas jou kan laat gebeur. Begin weer om die salwing en die krag van God te sien. Ja, moenie na grys of bles kyk nie, kyk na koning Jesus, en sê, ek sien God se goedheid in jou. Nou as ek kon, sou ek nou vanoggend wou afgesluit het met die ou koortjie wat sê, I shall not be moved. Nie omdat ek nog 6 maande moet aanbly nie, maar omdat ek in my gees verstaan, I shall not be moved, like a tree that's planted by the waterside, I shall not be moved. Why? Because Jesus is my Savior, hallelujah, hy is my bron, hy is my krag, maar Marlene is te jonk om my koortjie te ken. Nou gaan ons sing, I found a new way of living. Kom net soos wat hierdie diens jou al reeds voorberei het. I found a new way of living. Kom kry dit. Sê dit vir jouself. Hoeveel oumas het ons soos tannie? Ja. Ek sien al hulle hou van dit. I found a new way of living. Is dit reg? 'n besonderse ou dag, volgende week, as ons die bejaarde ete, tee, dan kom hierdie klomp jong anties hier aan. Dan sê hulle, pastoor, waar is my plekkie? Maar kan ek vir jou ook vra, kry daai nuwe lewe. Amen. I found the new way of living. Joy, health, peace, He has made Him mine. I have prosperity, power, and victory abiding in the vine. I found a new way of living. I found a new love divine. I have the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Abiding in the vine, abiding in the vine. Love, joy, health, peace, He has made Him mine. I have prosperity, power, and victory, abiding in the vine. Abiding in the vine, abiding in the vine. Love, joy, health, peace, He has made Him mine. I have
prosperity, power and victory, abiding in the vine, abiding in the vine. I'm abiding in the vine. Kom ons staan so, dan ontvang ons die seën van die Here. En jy sal vra, waar is die offergawe? Ek gaan vir Cassie en my broers vra om daar by die deur te staan. Soos wat julle uitstap, kan julle julle offergawe daar gee. Dan gaan ons reguit saal toe en dan gaan ons 'n paar oomblikke fees vier saam met Dr. Martin en Suster Alta. Hemelse Vader, nou bid ons, laat die lewendmakende Gees van ons Here Jesus Christus deur ons sal vloei. Here, laat ons bome sal wees wat kan buig in die wind. Laat ons bome sal wees wat skaduwee kan gee. Here, dat ons bome sal wees wat die vrugte gee. 12 maal elke keer. Seën ons as ons uitgaan, bid ons in Jesus se naam.